Nou ja, kerk van die Here, ons tema vanmôre is 'n suiwer hart is God se woordplek. En ek wil hê jy moet saam met my lees. Ons gaan lees uit Jakobus 4. En ons gaan net vers 8 lees. Die woord van God sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Ek wil net lees gou laaste. Hoor jy wat sê die Here vanmôre? Nader tot God en hy sal tot jou nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Dit sê vir ons reeds dat wanneer ons nader tot God, sal God nader tot ons. En dan gaan hy verder en hy sê, reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Nou kom ons kyk bietjie wat hierdie woord bedoel as hy praat van 'n suiwer hart. Wat is 'n suiwer hart? 'n suiwer hart is een van die diepste en kosbaarste eienskappe wat 'n mens kan hê volgens die Bybelse en geestelike beginsels. Dit beskryf nie bloot die uiterlike houding of goeie gedrag nie, maar 'n innerlike toestand van reinheid, opregtheid en ware verbondenheid aan God. Met ander woorde, as ons 'n suiwer hart moet definieer, sal ons die volgende stelling daaroor kan maak. 'n suiwer hart is 'n hart wat vry is van boosheid, bedrog, selfsug en onrein begeertes. Dit is 'n hart wat volledig gefokus is op God, wat hom eer in jou denke, jou motiewe, asook in jou dade. Dit beteken nie volmaaktheid in die kerk, want nie een van ons kan vanmôre sê, ek gee nou nie om of dit nou die pastoor of die prediker is wat 3 dienste op 'n Sondag het met 3000 mense op beslag nie. Niemand van ons kan ooit sê dat ons het gearriveer op 'n plek waar ons nie verder kan gaan. Want ons moet elke dag werk aan onsself. Kan ek 'n amen kry? Daar's niemand volmaak nie. Daar's niemand volmaak was en dis Jesus Christus terwyl hy op hierdie aarde geloop het. Verder sal nie een van ons eens naaste by daar kom. Maar wat ons wel kan doen is ons kan strewe na hierdie volmaaktheid van Christus. En dit beteken al hierdie dinge wat ons harte onsuiwer maak, is ons veronderstel om ontslae te raak daarvan. Beteken nie volmaaktheid nie, maar suiwer bedoelings en 'n innerlike begeerte om reg te leef en om God te behaag. Is dit nie tog waarna elkeen van ons behoort te streef? Ons behoort hierdie brandende en innerlike begeerte te hê om reg te leef en met 'n suiwer hart voor God te kan staan. Hoe anders kan ons verwag dat God in ons harte sal woon? Weet jy, ek sê baie keer vir myself, wat kan ek doen om die Here se hart gelukkig te maak? En die Vader het vir ons elkeen 'n voorbeeld gegee om vir mekaar lief te wees. Man en vrou, pa en dogter, pa en seun. Dit maak nie saak waar hierdie liefde lê nie. Wil ons tog graag iets doen om ons eggenoot of ons kinders of ons pa's of ma's se harte gelukkig te maak? Wie van ons is daarop uit om ander mense seer te maak? Nie een nie. Maar tog as dit kom by God, dan gee ons nie soveel ag daarop. Ons dink nie regtig, wat is daar wat ek doen wat die Here se hart seer maak? Want ek is seker sy hart word seer. Jy moet mooi verstaan, God is wel 'n almagtige wese, maar hy het ook emosies. Hy het ook emosies. God is soos 'n vader, hy is 'n hemelse pappa. Al sit hy op sy troon, is hy steeds ons hemelse pappa. En hy kry ook seer as ons dinge doen wat ons nie behoort te doen. As ons met onsuiverheid in ons harte rondloop, en ons gaan vanmôre 'n bietjie mooi kyk daaraan en ons gaan sien dat daar is wel werk wat ons het om te doen. Want nie een van ons kan vanmôre sê, ek staan met 'n 100% suiwer hart voor my koning. Ons weet verseker dat ons 'n God dien wat heilig is, wat rein en volmaak is, en dat daar geen duisternis of sonde in hom is. Daarom kan hy nie woon in 'n hart vol sonde, haat, onreinheid of 'n onsuiwer hart. Wanneer 'n mens se hart rein en suiwer is wanneer God 'n rusplek daarin vind. Wanneer ons harte vol sonde en bitterheid en trots en selfsug raak, verduister dit die lig
van God se teenwoordigheid. Luister mooi wat sê ek vir u kerk. Ons moet verstaan dat enige iets in hierdie aard is dinge waarvan ons moet werk maak. Sonde, bitterheid, trots en selfsug verduister die lig van God se teenwoordigheid in ons lewens. Hy is nog altyd naby, dit moet jy mooi verstaan. God sal jou nooit los nie. Die woord sê, God will never leave or forsake you. Hy sal by jou wees ten alle tye. Maar sy gemeenskap met ons word gebreek as gevolg van ons sy raad. Jesaja 59 vers 2 sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor. Maar. En dan vra ons partymal, kom hoor die Here in my gebede. Ek wil vir u sê vanmôre die Here hoor. Maar as God sy aangesig weggedraai het van jou af, beteken dit hy gaan nie jou gebede beantwoord nie. En dan beteken dit net een ding, selfondersoek. Gaan delf hier binne in hierdie hart en kyk wat is daar. En as jy nie weet nie, en as jy nie iets kan identifiseer, gaan op jou knie en vra vir die Gees van God om jou te help. Dis waarvoor hy hier is. As ons na hierdie teks kyk, dan behoort ons te verstaan dat ons self die oorsaak is dat God hom nie sal tuis maak in 'n onsuiwer hart nie. Kerk, ons moet mooi verstaan vanmôre, en as ek 'n voorbeeld kan gebruik is, kom ons gebruik 'n voorbeeld van jou huis. Weet u dat wat jy toelaat in jou huis onder jou dak, kan God se blessing van jou lewe blok. Kom ons wees eerlik vanmôre. Dit wat jy toelaat onder jou dak, dit wat jy toelaat in jou lewe, dit wat jy toelaat in jou verhouding, of in jou huwelik, bepaal God se blessing in jou lewe. Ons is geneig om glad nie daaraan te dink nie. Glad nie. Daarom is dit belangrik dat ons verstaan, dit wat jy onder jou dak indring, gaan jy pa staan voor. En dit is belangrik dat ons weet. Eerstens praat hy van die skeidsmuur van sonde. In hierdie vers beskryf die tragiese gevolge van sonde in die lewe van 'n mens of van die volk. Jesaja wys vir Israel dat God nie doof of onwillig is om te help nie. Die probleem lê nie by God nie, maar by die toestand van die mens se hart. Ons is so geneig om op te kyk en te sê, maar hoekom? Here, hoekom? Jesaja 59 vers 1 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help, en sy oor is nie te swaar om te hoor. God bly altyd dieselfde. Ek gaan dit weer sê. God verander nie, kerk. Dieselfde God wat met Moses gewerk het, dieselfde God wat die Israeliete uit Egipte uitgehaal het, dieselfde God wat vir Daniël uit die leeukuil gehelp het, dieselfde God wat vir Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond gehelp het, is dieselfde God wat ek en u vanmôre aanbid. God het nie verander nie. God sal nie verander nie. Hy bly vertrou, liefdevol en is altyd daar vir ons. Maar sonde bou 'n muur tussen die mens en God. 'n onsuiwer hart bou 'n muur tussen ons en God. Dit is soos 'n geestelike versperring wat die vloei van sy teenwoordigheid, vrede en seën verhinder. Luister mooi, dit verhinder die seën, dit verhinder die blessing wat God oor jou lewe wil losmaak. Dit verhinder daardie blessing. Die woord ongeregtighede praat hierdie teks van. Dit beteken letterlik alles wat afwyk van God se wil af. En as jy nie weet wat God se wil vir jou lewe is dit tyd dat jy uitvind. Dit is tyd dat jy by die voete van Jesus uitkom en vra vir die Here, wat is my doel op hierdie aarde, Here? Waar wil U my gebruik tot U wil? God se wil, dade, woorde, gedagtes of selfs motiewe wat nie met sy heiligheid ooreenstem nie, is ongeregtighede.
Wanneer ongeregtigheid in 'n mens se hart toegelaat word, besoedel dit die innerlike altaar waar God eintlik behoort te woon. En die gevolg daarvan is natuurlik die intimiteit met God word versteur. Met ander woorde, die verhouding wat ek met God wil bou, dit word versteur. Hy trek nie sy liefde weg nie, nooit nie. God sal nooit sy liefde van jou wegtrek, maar sy gemeenskap en sy manifestasie word verduister in ons lewens. Want heiligheid en sonde kan nie saam word. Die teks sê ook verder dat hy sy aangesig vir hulle verberg. Mag die Here vir ons help, kerk, dat God nooit sy aangesig teen ons verberg. Met ander woorde, daar's 'n verlies van God se teenwoordigheid. In die Bybel simboliseer God se aangesig, sy teenwoordigheid, sy guns en sy lig. Wanneer Jesaja sê dat God sy aangesig verberg, beteken dit dat die volk nie meer sy lig of sy guns ervaar. Dis soos wanneer die son nog skyn, en ewe skielik kom daar 'n groot wolk voor die son. Die lig is nie weg nie, maar dit word geblokkeer deur iets wat tussenin staan. Ons kan aan hierdie wolk wat voor die son inskuif sien as sonde, of as die onsuiverheid in 'n mens se hart wat die lig van God blokkeer. En ek dank die Here vanmôre vir sy genade, dat hy sy aangesig verberg oor die mens en besluit om nooit weer aan ons te dink nie. Want sodra ons sondes bely en met die hulp van die Heilige Gees ons harte weer suiwer maak, breek die lig weer neer en sy aangesig skyn weer helder oor sy kinders. Dien ons nie 'n wonderlike God nie. En ek dink nou aan daardie tyd toe Moses afgekom het met die 10 gebooie wat op die klip uitgeskerf was. En hy vind die volk besig om te dans en te aanbid, met 'n goue kalf gemaak. Die woord sê, Moses het so kwaad geword, dat hy hierdie tafelstuk het gegooi op die grond. En weet jy dat God vir Moses gesê, kom ek vee die hele volk van die aarde af en ons begin oor met jou. Daar kom Moses en hy redeneer met die allerheiligste, almagtige God. En hy sê, nee, Here. En hy sê, nee, Here. Kan jy sien vanmôre dat God emosies ook het? Kan jy sien vanmôre dat Moses geredeneer het met God? Dit is hoe wonderlik die God is wat ons aanbid. Ons kan met God oor enige iets praat. Ons weet en ons verstaan dat God die lig is, dat hy heilig is en dat hy geen gemeenskap met die duisternis kan hê. Ons weet ook dat daar geen grys area in God is. Dis reg of is verkeerd. En daar sal ook nooit 'n grys area wees. En sy woord is baie duidelik as dit kom by die lig en die duisternis. Geen gemeenskap. Psalm 66 vers 18 sê, sy ongeregtigheid bedoel in my hart, sou die Here nie gehoor het. Maar weet jy hoe wonderlik is die lig? Hoe wonderlik is die lig, kerk? Ons kan vanmôre al hierdie ligte afsit. Ons kan die projekte afsit. Ons kan 90% van hierdie kerse doodblaas. En net een los dat hy brand. En daai een kersliggie sal die duisternis oorheers. Is dit nie wonderlik? Is dit nie amazing om te weet dat dit is presies hoe die lig van God werk? Die lig van God oorheers die duisternis. Al is dit net so 'n ou klein vlammetjie. God hoor nie omdat hy nie kan nie, maar omdat die kanaal gebreek is. Wanneer Jesaja sê, sodat hy nie hoor nie, beteken dit nie dat God fisies doof geword het teenoor die mens nie, maar hy kies eerder om nie te reageer op die gebede uit 'n onbeleide, opstandige of onsuiwer hart nie. Want dit sou sy eie heiligheid skend.
Dis soos 'n vader wat nie sy kind se versoeke kan eer as daardie kind hom doelbewus ongehoorsaam. En dit weet ons te goed. As 'n kind ongehoorsaam is of nie doen wat van hom verwag word nie, maar later kom hy en sê, mamma en papa, ek wil graag hierdie naweek gaan uitslaap. Wat gaan daar vir hom gesê word? Nee, dit is ongehoorsaam. Dit is presies hoe God met ons as kinders werk. Dit is net soos 'n vader wat nie sy kind se versoeke eer. God wag altyd met oop arms om ons te vergewe. Maar hy kan nie intimiteit hê sonder opregte bekering en ook belydenis vir ons sondes. Kerk van die Here, hierdie is dinge wat ons weet. Hierdie is nie vanmôre iets nuuts vir elkeen van ons. Dit behoort ons te weet. God verwag van jou om 'n rein en suiwer hart te hê. Sonder bedrog. 'n Hart sonder gedagtes wat gevul is met jaloesie, afguns, haat en trots. Ons weet verseker dat God nie in 'n onsuiwer hart wil woning maak. Dan wonder ons partymal, hoekom verberg die Here sy aangesig van ons af? Ons wonder, hoekom antwoord God nie ons gebede nie? Maar ons staan voor God met 'n onsuiwer hart of 'n onrein hart. En voor dit te vinnig is om te sê, maar ek het geen onreinheid in my hart nie. En my hart is suiwer voor God. Maar ek wil ons moet vanmôre eers 'n bietjie self ondersoek in ons harte. Jou eie hart te deursoek beteken om bewus voor God te kan staan. En nou praat ek nie van om bewus voor mense te staan in die kerk. Moenie jou hart deursoek en vir mense vra, waar kom ek tekort? Vra vir God, Here, waar kom ek tekort? Waar kan ek nog nader aan U beweeg? Hoe kan ek maak? Wat is daar wat ek nodig het om te doen om my hart suiwer voor God te kan staan? Dis wat ons moet doen. Ons is geneig om mense te probeer gelukkig maak, maar ons vergeet partymal dat daar 'n God is vir wie ons eintlik gelukkig moet maak. Staan bewus voor God, eerlik, sonder enige verskonings, en laat hom toe om sy lig binne in jou hart te laat kyk. Met ander woorde, ek erken my foute. Ek erken my sonde en ek laat God toe om alles wat in my hart is, wat onsuiwer is, vir my uit te wys en dit ook te verwyder. Die probleem in die mensdom is, ons kan nie erken as ons verkeerd is. Dit is so verskriklik moeilik om te erken, ek was verkeerd. Veral die vroulike geslag, né? Jy hoor nooit dat hulle sê, ek is jammer, ek was verkeerd. As hulle sê, ek is verkeerd, jy het my heeltemal verkeerd geslag. Dis nie wat ek bedoel het. Broers, julle het nou 'n goeie aanmerking gemis daarso, maar in elk geval. In plaas van, ek is jammer, ek was verkeerd. Daarom wil ek vanmôre graag bietjie delf in ons harte. So kom ons spandeer bietjie tyd aan 'n paar aspekte van 'n onrein of onsuiwer hart. Dit is soms nodig dat ons net weer bietjie herinner word aan hierdie tipe van dinge. Stem jy saam met my vanmôre? So voor jy nou hier sit en dink, ek het geen eienskappe van 'n onrein hart of 'n onsuiwer hart nie. Kom ons kyk eers bietjie na 'n paar eienskappe van dit. Want dit is soms nodig dat ons net hierdie dinge weer hoor, sodat ons kan werk maak daarvan. Is dit nie? So kom ons kyk na 'n paar tekens van 'n onrein of onsuiwer hart. Nou wil ek vir u sê, as die skoen jou pas, trek hom aan. Met ander woorde, as jy hier is vanmôre en jy sit hier en jy kom agter dat die van hierdie eienskappe is waaraan ek nog moet werk, doen dit, kerk van die Here. Probeer ten minste. Ek weet, dit is nie aldag maklik nie, maar ons kan ten minste probeer. Vra vir die Gees om jou te help. Eerstens om dit te identifiseer. Eerstens kyk, wat is daar wat nog in my hart is, wat nie suiwer is voor God. So jy identifiseer dit eers, dan bely jy dit, en jy maak dit reg, sodat jy met 'n suiwer hart voor God kan staan.
Nou, ons heel eerste aspek of eienskap van 'n onsuiwer hart is trots en selfgesentreerdheid. En nou wil ek hê moet verstaan, hierdie gaan nie oor of wat se graad jy dit het. As jy by dit sukkel nie. Jy plaas jou eie wil, jou eie begeertes of eer bo God en bo ander. Met ander woorde, jy wil al die erkenning hê eerder as om nederig voor God te staan en God te dien soos wat hy van jou verwag. Die Bybel waarsku ons teen hoogmoed. Want trots en selfgesentreerdheid is niks anders as hoogmoed. Ek is mos beter as die boemelaar wat op die straat sit. Ek het nuus vir jou, kerk. Hy gaan dalk langs jou by die feesmaal staan. Die dag is die Here my kom haal. Jy is nie beter as geen een in hierdie lewe. Dan is net God se genade dat ek en u nie gisterand onder 'n boom geslaap het. Dis nie omdat jy goed is of omdat jy oulik is nie. Dis God se genade en God se blessing wat gemaak het dat jy nie gisterand onder 'n boom geslaap het. Wat gemaak het dat jy 'n stukkie brood, wonder waar gaan ek 'n stukkie brood kry om te eet vanaand? Spreuke 16 vers 18 sê op hoogmoed volg ondergang. Op selfverheffing volg die val. Die woord is baie duidelik as jy daarmee kom. En dan wil ek weer 'n bietjie gesels oor onvergewensgesindheid. Dis ook deel van baie van ons mense se lewens. Jy dra wrokke en bitterheid teenoor mense wat jou seer gemaak het. 'n Wrok van 10, 15 of 20 jaar lank. Jy kan nie vergewe nie. Dit maak jou hart hard en ook onsuiwer. Daar is so bitter baie mense wat worstel met hierdie kerk. Daar is bitter baie mense wat worstel met onvergewensgesindheid. En min besef ons dat dit besig is om 'n skeidsmuur tussen jou en God op te rig. Wie is ons, kerk, dat ons nie 'n ander kan vergewe? Of wie is ons dat ons kan kies wie ons vergewe en vir wat ons hulle vergewe? Ek kies so maklik, ek sal hierdie nog laat gaan, maar daar wat hy gedoen het, sal ek nie kan laat gaan. Daar is nie 'n manier dat ek daardie persoon sal kan vergewe. Maar soms as ek bid, verwag ek van God om my sondes te vergewe. Ek wil vir u sê vanmôre, as jy steeds met onvergewensgesindheid in jou hart rondloop, moenie eers die moeite doen om vir God te vra vir vergifnis van jou sonde. Want as jy nie jou medemens kan vergewe in die kerk, gaan hy wat God is jou ook nie vergewe nie. En dis nie ek wat vanmôre so sê nie, die woord van God sê so. Matteus 6:15 sê, maar as julle die mense hulle oortredings nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredings ook nie vergewe nie. Wat verstaan ons onder hierdie vers? Daar's net een ding om te verstaan. As ek nie my medemens vergewe nie, ek gee nie om vanmôre wat aan jou gedoen is nie, kerk. Daar is niks wat aan een van ons kan gedoen wees, wat erger is as wat hulle aan Christus gedoen het, toe hulle hom gemartel het en aan 'n houtkruis opgehang het. Niks. Ek het iets vreeslik interessant gehoor gister, op 'n video, van iemand wat sê dat hulle die original skrips gekry het. Ek dink dit is van die boek Daniël, is dit Daniël gewees, dink ek. Maar in elk geval, waar hy praat van die kruisiging, en dit is jare voor Christus gekom het, en weet jy wat is so amazing, en wat my so geraak het in my hart, is dat die tyd toe Daniël oor hierdie boek, oor hierdie geprofeseer, was daar nog nie so iets soos 'n kruisdood nie. Jare daarna het die Romeinse Raad eers besluit, hulle gaan nou begin met 'n kruisiging. So ver terug is die woord van God geprofeseer, kerk, dat dit sal wees soos wat dit is. Magtig, ons aanbid 'n wonderlike God. Jare terug, ek dink amper is 450 jaar voor Christus, is dit reeds geprofeseer dat Jesus Christus as die Messias aan 'n houtkruis sal hang.
ons vanmôre glo wat die woord van God sê. Dit wat in die woord staan, kerk, kan jy maar vat en jy kan dit ja en amen. Niks wat in die woord opgeskryf staan is 'n leuen nie. God praat deur hierdie woord met ons en hy praat net die waarheid. Dan kom ons by gewelddadige of bose gedagtes. Gedagtes van haat, jaloesie, wraak of selfsug is aan die orde van die dag onder die mense. Nou wil ek vir u sê, dit gebeur nie net daar buite in die wêreld nie. Hierdie dinge manifesteer binne in die liggaam van Christus, wat die kerk genoem word. Praat van die sogenaamde kinders van die Here. Wie se harte, se motiewe, is eerder op eie voordeel gerig, as om God te behaag. Met ander woorde, jou motiewe is donker. Jy doen iets vir iemand net om iets te kan terugkry. Jy doen nie iets om uit liefde te gee nie. Ek wil iets terug hê as ek vir jou so iets doen. Dit gaan vir jou oor wat jy daaruit kan kry. Dit gaan nie vir jou oor die verskil wat jy na die persoon se lewe maak nie. Dit gaan net oor jouself. Wat kan ek uit hierdie situasie uitkom? Bedrog en oneerlikheid. Jy praat nie die waarheid nie. Of jy verskuil dinge wat ander of God seermaak. Jy is vinnig om leuns te versprei oor ander, om jou beter te laat lyk of jou beter te laat voel. Met ander woorde, die hart is nie suiwer nie, daar is dubbele standaarde. En dit is presies wat ons woord sê. Hy sê, en suiwer die harte, julle dubbelhartig is. Niks anders as dit nie. Vandag is ek die liefde van self, en môre kan jy die verskeie agendas van 'n myl af ver sien. Is dit nie hoekom die woord ons vermaan om eerder stil te bly, as ons niks goeds het om te sê nie? Of kan ons maar alles sê wat in ons gedagtes opkom? Maak nie saak hoe seer dit iemand maak. Wanneer laas het ons vir God gevra, Here, plaas 'n wag voor my mond, omdat my tong te vinnig is om te praat? Hoeveel keer het jy al gehoor dat iemand sê, ek praat nog voor ek gedink het? Dis 'n bitter gevaarlike plek om op te wees. Liefdeloosheid. Jy gee nie uit liefde uit nie, maar uit verpligting, of vir eie voordeel, omdat jy iets terug verwag. Met ander woorde, daar is 'n gebrek aan medelee en deernis vir ander, vir die medemens. Liefdeloosheid is die afwesigheid van liefde in 'n mens se hart. Jou denke en dade teenoor God, ander mense of selfs teenoor jouself. Dit beteken nie dat iemand nie liefde voel nie, maar ook dat die hart koud, ongevoelig en selfs onverskillig kan wees teenoor die behoeftes, die pyn en die welstand van ander. Totaal en al ongevoelig. Jy sal goed kwyt raak en spreek teenoor ander wat hulle uit mekaar uitskeer, en dit pla jou nie eers. Jy het mos jou opinie. Jy's reg, ja. Jy het 'n opinie. Maar as dit nie in liefde kan opbou nie, hou dan eerder jou mond. Dis iets waar ons almal kan werk. Kom ons kyk bietjie na 'n paar tekens van 'n liefdelose hart. 'n Gebrek aan genade en deernis. 'n Persoon se hart reageer nie met medelee nie. Is ongevoelig vir die lyding of probleme van ander. Selfgesentreerd. Die fokus is altyd op eie voordeel, plesier of gemak, sonder om liefdevol teenoor ander op te tree. 'n Koue of harde optrede. Dade en woorde weerspieël nie liefde nie. Daar is dikwels kritiek, oordeel, onverskilligheid of selfs wreedheid wat ons in ons harte mee rondloop. Geestelike droogheid
Dit kan ook beteken dat iemand nie 'n verhouding met God handhaaf nie, omdat liefde vir God die kern van die hart is. Ons weet hoe belangrik liefde vir God is. Ons weet dat liefde bitter belangrik is vir God. Anders sou God nie gesê, die heel belangrikste gebod is om my lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand. En dan sê hy tweedens, wat gelyk staan aan hierdie eerste gebod, om jou naaste lief te hê, soos jouself. Nou kan jy vir jouself vra, maar hoe is dit moontlik dat ek myself lief het? Jy het jouself lief. Daar's niemand wat homself seermaak as Christus. Want jy is lief vir jouself. Wees dan vir jou naaste net so lief soos wat jy vir jouself is. Romeine 3 vers 13 vers 10 sê die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van God se wet. Verslawing aan dinge of gewoontes. Wanneer jou hart geheg is aan geld, plesier, sosiale status of ander wêreldse dinge. Baie van ons dink dalk dat verslawing kom slegs voor as ons dwelms gebruik, drank of sigarette of erge dinge soos pornografie. Maar ek wil vir julle sê vanmôre, jy kan selfs verslaaf raak aan jou foon of aan sosiale media. Jy kan self verslaaf raak aan aankope. Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar voorbeelde van hierdie tegnologiese verslawings. Selfoon en sosiale media verslawing, voortdurende behoefte om telefoon of sosiale media te gebruik. Kyk, dis die vinnigste wat jy jou kar omdraai as jy op pad is werk toe en jy kom agter, ek het my foon reeds gelos. My. Maak nou die saak hoe besig die verkeer is. Ek is dadelik van die pad af, want ek kan nie sonder my foon vandag. As ons maar net so kan terugdraai om die woord van God te gaan haal. As ek my Bybel vergeet het, en ek kan so terugdraai om my Bybel te gaan haal. Dis 'n verslawing. Dis iets waaraan ons verslaaf is. Want 99.9% van ons as jou oë oop gaan in die môre is die heel eerste ding wat jy vat, is die foon. Nou moet ek gou gaan kyk wat het op TikTok gebeur vandat ek gisteraand 1 uur laas TikTok gekyk het. Aanlyn speletjies, gaming verslawing en dit hierdie is iets wat onder die jong mense, jong manne, ek praat nie eens van skoolkinders nie, ek praat van jong manne, wat dag vir dag met hierdie goed sit. En ek kan dit nie verstaan, die Here hoor vir my, ek kan dit nie verstaan. Ek het die tyd, ek weet nie waar kry hulle die tyd nie. Maar jy kyk groot, getroude manne, wat agter daai game sal sit, reg deur die nag tot môreoggend as die son kom. Ure lang speel sonder om ander lewensvereistes daar te kom. Jy weet nie eens dat die mense lewe hier om jou in jou eie huis. Want jy kan lees daar nog brille en earmuffs en allerlei goed op, jy lyk soos 'n marsmannetjie agter daai TV. Maar speel sal ons speel. Maar vra nou vir daai ou om daai speletjie bietjie af te sit en een teksvers uit die Bybel uit te lees, dat se te veel moeite. Internetverslawing, insluitend aanlyn kopies, nuus of algemene blaaiproses. Net om deur die boeke te blaai, deur die Facebook of deur wat ook al. Dis 'n verslawing. Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar geestelike en emosionele verslawings wat daar is. En hierdie verslawings wat die hart en die geestelike lewe beïnvloed. Ons sondige gewoontes. Haat, jaloesie, bedrog en selfsug. Beheer of magsverslawing. Dit beteken 'n obsessiewe begeerte om mense as ook situasies te kan beheer. Ek wil in beheer wees. Maak nou nie saak wat ons reël nie. Ek sal alles reël. Ek is in beheer van dit. Hy mags
beheptheid wat ons in ons harte mee rondloop. En dan ook afhanklikheid van goedkeuring. Voortdurend soek na lof en erkenning. Ag, ek moet tog net raak gesien word. Ek moet tog net op die skoudertjie geklap word om te sê, ag, man, jy is tog te oud. Want as dit nie gebeur nie, dan val ek in 'n gat. Ek doen alles wat ek doen, net om gesien te word. Of om geprys te word. Kan ek sê vanmôre, as jy iets vir die Here doen, moet dit nie so doen dat almal en alles jou sien. As daar mense is wat jou sien, is dit fyn. Maar jy moet dit nie doen, omdat jy wil hê, mense moet jou sien. Ek het jare terug, toe ek in 'n ander gemeente gedien het ek elke Sondagoggend, ten minste 'n uur en 'n half voor die diens begin, was ek daar. Ek het alles reg gekry, stoele, maak nie saak wat. Maar ek het het vir die Here gedoen, nie vir die mense. In die tyd wat die mense daar ingestap het, was alles klaar, 100% reg. Ek het gedoen vir die Here. Ek onthou my pastoor het my een keer geroep en vir my gesê, baie dankie. En ek het vir hom gesê, ek waardeer jou dankie, maar weet net, ek doen dit vir die Here. Ek doen dit nie vir die mense nie, ek doen dit nie vir jou nie. Ek doen dit vir die werk van die Here. En ek gee nie om of iemand my sien nie, ek kom so vroeg dat niemand eers weet nie. Maar ek kom daar aan en dan is alles reg. Moenie iets doen om goedkeuring voortdurend te soek en erkenning te kry daarvoor. Die Here sal vir jou die erkenning gee. Op sy tyd gaan God vir jou die erkenning gee. Wat beteken erkenning van mense in elk geval? Ja, dis awesome om 'n ou trofeetjie te kry en te sê, well done, jy is die beste performer van die maand. Dis mooi, dis goed. Maar moenie behep raak daaroor. Verduistering van die gewete is wanneer jy ignoreer jou innerlike stem wat jou waarsku teen sonde en wêreldse genot. Die Gees vermaan jou daaroor, maar jy gee geen ag daarop nie. Want jy erken dit nie meer as sonde nie. Die kerk hier is iets waarmee ons verskriklik baie sukkel. Dis iets wat ons regtig waar moet deurtrap. Want dit raak 'n magsgewoonte. Dit raak naderhand so gewoonte dat jy vir jouself sal sê, maar hierdie is nie 'n sonde nie. Wat my buurman doen is soveel erger. Nee, sonde is sonde. As ek vanmôre 'n big pen van R12 steel, en ek gaan steel 'n motorvoertuig van R1 miljoen, wat het ek gedoen? Ek het gesteel. Dit maak nie saak wat ek gesteel het. Steel is steel. Sonde is sonde. By God is daar nie 'n groot sonde en 'n klein sonde in die kerk. Sonde bly sonde. Maar ons sê van onsself, ag, dit wat ek doen is nie so erg nie. En dit terwyl daardie stem vir jou sê, jy is besig met verkeerde dinge. Steeds raak jy so gewoond daaraan dat jy nie eens meer luister, nie eens meer ag gee op die stem van die Heilige Gees. Ek erken dit nie meer as sonde nie. Daarom is dit nie vir my 'n probleem nie. Jy probeer jou dade regverdig, selfs al weet jy dit wat ek nou doen is verkeerd. Ek soek 'n verskoning om myself nie te blameer, om te sê, ag, dis oukei, dis nie te erg. Dit wat ek doen is nie so groot sonde nie. Ek weet dit is verkeerd, maar daarom is dit nie so erg soos moord pleeg of steel nie. Wat is dan fout daarmee? Ek doen dit nou al so lank en dit doen niemand skade nie. Ek wil vir u sê vanmôre, dink maar weer, want al doen dit nie iemand om jou skade nie, omdat jy dit doen op 'n plek waar niemand jou sien nie. Kerk van die Here is besig om jou siel skade te doen. Raak ontslae, stop hierdie goed. Kry klaar met sonde, voordat sonde klaar kry met jou. Dis besig om jou siel skade te doen.
Jy is besig om die gees van God te onderdruk, as jy aanhou in die dinge, wat jy voor jou heilige siel weet, dat het lynreg teen die woord van God is. In Psalm 139, vers 23 en 24 sê, deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Wie van ons het al hierdie gebed gebid? Here, deursoek my hart, wys vir my, wat is daar, wat ek moet uitruk, en ontwortel, wat verkeerd is, teenoor U. Gebrek aan vrede en rus. Een onrein of onsuiver hart is dikwels innerlik onrustig. Luister mooi. Is innerlik onrustig, angstig, gespanne en gevul met skuldgevoelens. Jy ervaar nie die vrede van God nie, want jou hart is vol onverwerkte sonde en onopgeloste dinge. Hierdie toestand is nie net emosioneel nie, maar het ook 'n geestelike implikasie. Dit wys dikwels dat daar sonde of bekommernis of onvergewing of afhanklikheid van wêreldse dinge in ons harte is. Dis 'n tipiese voorbeeld van 'n hart wat nie suiwer is nie. En God kan nie daarin woon nie. Kan ek vir u sê vanmôre, as jy nie vrede in jou hart het nie, beteken dit God is nie teenwoordig. Want die vyand is die een wat jou vrede kom steel. Moet dit nie toelaat. As jy nie vrede in jou hart het, beteken dit God se teenwoordigheid is nie by jou. Dan is daar iets wat jy moet aanwerk. 'n gebrek aan nederigheid en gehoorsaamheid. En hierdie is iets wat ons baie mee sukkel. Jy luister nie of gee nie ag op God se leiding nie. Hoeveel keer het ons al tot God gebid en dan volg ek my eie kop. Ek doen my eie ding. Ek is nie nederig voor God nie, nee. Ek wag nie op God se woord nie, ek doen my eie ding. Jy wil self jou eie lewe lei, sonder om jou wil aan God oor te gee. Dis iets waarmee ons verskriklik sukkel. 'n hart wat nie nederig en gehoorsaam is nie, weerspieël dikwels hoogmoed, selfgesentreerdheid en opstandigheid teen God se wil. Ek wil vir julle sê vanmôre, dit is 'n rebellie, dit is 'n rebellering teenoor God. Hierdie toestand kan 'n geestelike groei belemmer, en dis iets wat nie moet gebeur nie. Ons moet nie stagneer in ons gees, die kerk, ons moet aanhou groei, en nader aan God groei. Dit belemmer jou geestelike groei, en die hart is vatbaar vir sonde en verstikking. 'n hart sonder nederigheid en gehoorsaamheid is nie ontvanklik vir God se genade nie, en kan nie sy werk volledig in die lewe van die mens doen. Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Kerk van die Here, 'n onrein of onsuiwer hart blokkeer God se teenwoordigheid. Met ander woorde, hy maak nie 'n woonplek van 'n hart wat onsuiwer is. Jy mag dalk steeds gebede opstuur of God aanbid, maar daardie intieme verhouding met God word geblok, soos 'n wolk voor die son in beweeg. Jy kan die lig steeds sien, die strale skyn nie oor jou. Die woord sê dit baie duidelik vir ons in die boek van Jesaja. Julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur tussen julle en God ingebou. Nou weet ons wat is die tekens of eienskappe van 'n onsuiwer hart. En dat God nie daar sal woon nie. So kom ons kyk nou 'n bietjie na wat u en ek kan doen om ons harte te suiwer voor God, sodat hy weer in ons harte kan kom woon. Nou kom ek verduidelik gou vir u. Dit begin
met 'n nederige oop houding. God ondersoek nie die hart van die trotses nie wat nederig voor hom buig. Praat met God, bid tot hom en sê vir hom, Here, ek wil hê, U moet my hart deursoek. Ek wil hê, U moet in my hart vir my wys, soos wat U dit sien, nie soos wat ek dit sien. Want as ek dit doen soos wat ek dit sien, is daar sekere goed wat ek uit gewoonte uit doen, wat ek gaan oorslaan. Nee, bid tot God en vra, Here, deursoek U my hart en wys U vir my hoe U my hart sien. Wys my alles wat U bedroef, Here. Selfs die dinge wat ek nie self raak sien. Dit is nie altyd maklik om eerlik te kyk daarna. Maar die Heilige Gees bring lig en sagtheid. Nie veroordeling nie, maar reiniging van hart. Wie weet vanmôre as jy die Heilige Gees toelaat om skoon te maak, dan gaan hy dit doen met sagtheid. Nie veroordeling, maar hy kom en hy reinig die hart van elke mens wat hom toelaat om dit te doen. Laat die Heilige Gees jou lei en self ondersoek. Ons kan nie net onsself doen volle in die kerk, maar die Heilige Gees ondersoek die diepste dele van ons harte en wys vir ons dinge wat ons nie eers meer raak sien. Daarom is dit belangrik dat jy moet pleit by God. As jy werklik ware begeerte het om 'n suiwer hart voor God te hê, bid tot Here en sê, Here, ek bid dat die Heilige Gees my hart sal deursoek, sal ondersoek en alles, maar alles wat ek gedink het oukei is, sal uitwys, Here, en dat ek kan verlos word van dit, dat ek dit kan uit my lewe uitskuif, sodat ek ook met 'n suiwer hart voor God kan staan. Die Gees sal ons help om ontslae te raak van alles wat God nie behaag. En ek is seker, jy sal saam met my stem vanmôre, hier is nie een van ons wat hier sit vanmôre, wat kan sê alles wat ons doen behaag God. Daar sekere tye, sekere plekke, sekere situasies en omstandighede waar ons daagliks bevind, deur die week, by die werk, op die pad, maak nie saak waar ons is nie, waar ons reaksies God nie behaag nie. Maar ek wil vir julle sê vanmôre, as jy die Heilige Gees toelaat om jou hart rein te maak, om jou hart suiwer te maak, sal jy totaal en al anders optree. Totaal en al. Die Gees sal jou help om ontslae te raak van alles wat God nie behaag nie. Dit is hoekom Jesus Christus vir ons die Gees gegee het, sodat hy kan getuig van Jesus en ons ook kan oortuig dat ons gehoorsaam moet wees aan sy woord en aan sy stem. In Korintiërs 2 vers 10 sê, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Ek wil vir u sê vanmôre, sonder die Gees van God sou ons verlore gewees het. As dit nie vir die Heilige Gees was wat gereeld 'n ou op die vinger stik nie, sou ons lankal verlore en verlate gewees het. Die Gees vermaan en doen dit nie deur skielike oordeel nie, maar deur stille indrukke, herinneringe of oortuiging. Kerk van die Here, wie weet vanmôre dat ons met enige iets na God toe kan kom. Ek dank die Here dat ek nie my sondes by mense hoef te bely, maar by God. Jy kan maar alles vir God vertel. Daar is niks wat in jou lewe so verkeerd geloop het dat jy dit nie met God kan deel. Daar's niks wat jy verkeerd gedoen het in jou lewe, of dalk nog steeds doen, wat die Here onverwags gaan vang nie. Daar's niks wat hom gaan surprise, glo vir my. Hy weet van alles. Praat met die Here en vra vir hom om jou te help. Here, is daar enige trots of selfsug in my hart?
Is daar iemand, Here, wat ek dalk nog nie vergewe nie? Miskien het ek myself nog nie vergewe nie. Is daar iets wat ek dalk lief het, meer as U? En dink mooi voordat jy hierdie antwoorde gee. Want as daar enige iets is, waarin jy meer tyd spandeer, of eerder graag tyd sou wou spandeer, as God, beteken dit daar's iets wat jy liewer het, as wat jy vir God het. Is my motiewe rein in alles wat ek doen of sê? Soms wys hy dit deur sy woord. Soms deur omstandighede of selfs deur die stilte in gebed. Maar ek waarborg vir u vanmôre, die Gees sal nie stil bly oor dinge wat jy moet verander in jou lewe. Elke een van ons wat hier sit, het al geervaar hoe die Gees vir ons wys dat ons nou verkeerd gereageer het. Dit maak nie saak waar jy is nie. Die oomblik as jy verkeerd opgetree, sal die Heilige Gees vir jou dadelik daai skuldgevoel in jou hart gee en jy weet, dit wat ek nou gedoen het, kon ek anders gaan hanteer. Hy wys dit vir ons. Dis hoekom hy daar is, sodat hy ons die leiding kan gee in alles wat ons doen in hierdie lewe. Toets bietjie jou hart aan die woord van God. Die woord van God is soos 'n spieël. Dit wys vir ons wie ons werklik is. 'n Hart wat rein en opreg wil wees, moet gereeld geëvalueer word teenoor die standaarde van God se woord. Dit help om onreinheid, liefdeloosheid, trots en ander hindernisse vir God se teenwoordigheid te identifiseer. Lees die woord met 'n oop gemoed. Begin deur God se woord te lees sonder verdedigings of verskonings. Vra die Heilige Gees om jou hart lig en openlik te wys wat nog nie in ooreenstemming met God se wil is. Vergelyk jou gedagtes en dade met die skrif. Vra jouself, stem my motiewe in my lewe ooreen met God se standaarde, met die Bybel se standaarde? Is my dade regverdig en liefdevol? Het ek dalk hardheid, wrok of selfsug in my hart toegelaat? Matteus 7 vers 16 tot 20 sê, aan hulle vrugte sal julle geken word. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van ditsels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, hier kom die waarskuwing, gaan uitgekap word en in die vuur gegooi word. So as julle hulle dan aan hulle vrugte ken, so sal julle aan hulle vrugte ken. Dis hoe ons elkeen geken word, aan die vrug wat jy dra. Met ander woorde, onreine vir ons suiwer hart kan tog nie goeie vrugte oplewer. Dit wat in die hart is, sal die tipe vrug bepaal wat elkeen van ons gaan voortbring. Luister na die Gees se getuienis. Om na die Heilige Gees te luister is 'n sleutel tot 'n dieper verhouding met God. Daarom is dit so belangrik dat ons nie die Gees onderdruk nie. Daarom is dit so belangrik, kerk, dat ons verstaan waar ook al ons onsself bevind, waarmee ons besig is, wat ek doen, hoe ek met my vrou praat as ek by die huis is, hoe ek met my werkskollegas praat as ek by die huis is. Die Gees is steeds in my hart. En ons moet daaraan dink bietjie daaraan. Oral, daar is nie 'n plek in hierdie lewe. As jy jou hart vir die Here gegee het en die Gees ontvang het, beteken dit nie die Gees gaan uit en in en uit en in nie. Die Gees bly binne in jou hart. So alles wat jy doen, ervaar die Gees. Daar's absoluut niks in hierdie wêreld, maak nie saak hoe diep en donker grot jy ingaan, wat God nie sien. Waarom moet ons bietjie dink daaraan? Nou kan ons vir onsself weer vra, het ek werklik 'n suiwer hart voor God? Of het ek nog werk om te doen?
Maar die Heilige Gees, die luister, bring vir ons daai dieper verhouding met God, wat ons elkeen nastreef. Dit beteken nie net om sy teenwoordigheid te voel nie, maar ook om sy leiding, die waarskuwings wat hy gee, en troos op te merk en dit te gehoorsaam. Vra jouself die vraag af, hoeveel keer het die Gees my al gewaarsku? Daardie oomblik wat jy ervaar, iets in hierdie situasie is nie reg nie. Daardie gevoel is nie net 'n gevoel nie, dis die Heilige Gees wat jou wil beskerm. Maar dan onderdruk ons die Gees deur ons eie wil en ons eie ding te doen. En die oomblik as 'n boemerang in jou gesig ontplof, wil ons by God weer toe kom. As jy enige ongemak, oortuiging of stille stem ervaar, is dit dikwels 'n waarskuwing of leiding van God deur die Heilige Gees. Al wat ons moet doen is luister. Johannes 6 vers 13 sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dis die Gees van God wat hy vir ons nagelaat. Gebruik gebed as 'n toetsmiddel. Gebed is nie net 'n manier om met God te praat. Dis ook 'n manier om jou hart te ondersoek, te reflekteer en te reinig. Die Bybel moedig ons aan om God te vra om ons hart te toets. Wanneer jy dit doen, kerk van die Here, kan ek vir jy sê vanmôre, is jy op die regte pad. Is jy op die regte pad, want jy weet, jy het die begeerte ontvang om God te behaag. En dan selfs vir God te vra, Here, deursoek asseblief my hart. En as daar enige iets is, Here, wat nie daar hoort nie, wys dit vir my. Die Bybel moedig ons aan om dit te doen. Gebruik spesifieke vrae om jou hart te toets. Terwyl jy bid, vra vir konkrete vrae soos, is my hart lief vir U en vir ander? Is daar dalk bitterheid in my hart, Here? Is daar dalk haat in my hart, Here? Is daar dalk nog iewerster 'n bietjie jaloesie in my hart, Here? Is ek trots of selfgesentreerd? Het ek vrede in my hart, Here? Of is daar onrustigheid en angstigheid in my hart? Is ek gehoorsaam aan die leiding van God, aan die woord van God? En hierdie vrae sal jou help om die toestand van jou hart teen God se standaarde te kan meet. Mediteer en luister terwyl jy bid. Moenie net vra vir die Here. Here, ek wil dit hê, Here, ek wil dat hê. Wees 'n bietjie stil en luister 'n bietjie wat God vir jou wil sê. Wie weet vanmôre, 'n gebed is nie net in een rigting verkeer. 'n Gebed beteken ek praat met die Here, soos wat ek vanmôre met U kommunikeer. So kommunikeer ons met God. Jy kry jou beurt om te praat, dan is dit God se beurt om met jou te praat. Maar nee, ons as mens rammel hierdie gebed af en dan sê ons amen en ons trek weg en ons begin met ons dag, sonder om vir 'n oomblik vir God 'n kans te gee om vir jou te sê wat hy vir jou wil sê. Mediteer terwyl jy bid. Soms vra hy jou om iets in jou lewe te verander of om op 'n spesifieke innerlike indruk te reageer, en dan doen ons dit nie, want ons hoor dit nie. Gebed maak jou hart ontvanklik vir God se oordeel en sy leiding. Evalueer jou vrug en karakter. Kyk 'n bietjie na die vrug van jou hart en jou lewe. En nou praat ek nie van hoe ons optree as ons hier op 'n Sondag instap, hulle my broer, hulle my sussie, ja, hoe gaan dit? Ons is so vriendelik en so liefdevol, maar die feit weet, as ek by hierdie hek uitgaan, dan vloek ek soos 'n matroos. Dan is daar nie meer 'n medemens vir wie ek lief is. Nee. Ek sal weer volgende Sondag heilig word. Nee. Suiwer
ons harte. Ons moet ons harte suiwer voor die Here. Ons moet reageer met suiwer harte. Maak nie saak of daar niemand is wat vir ons sien. Want daar is wel iemand wat ons sien. Sy naam is Jesus Christus. Kyk bietjie na jou gedagtes en jou motiewe en vra jouself af. Is my gedagtes suiwer en skoon? Is my motiewe suiwer of is dit selfgesentreerd? Handhaaf ek liefde en geduld in moeilike situasies? Baie is die lelike ene. Is ek geduldig in moeilike situasies? Is my denke gevul met bitterheid, jaloesie of dalk haat? Vergelyk jou lewe met die vrug van die Gees. En nou is eerlikheid baie belangrik. Erken waar jou hart nog nie die Gees se karakter weerspieël. Maak 'n lys van jou sterkpunte en die areas vir groei teenoor Galasiërs 5:22. En Galasiërs 5:22 sê vir ons, maar die vrug van die Gees is liefde. Hy begin altyd eers met die woordjie liefde. Daarom sê ek vir julle vanmôre, liefde is vir God bitter belangrik. Hy sê liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As ons werklik eerlik wil wees vanmôre, sal daar 'n hele paar van hierdie wees waarmee ons sukkel. En selfbeheersing is een van hulle. Sagmoedigheid kan nog een wees. Vriendelikheid kan ook een wees. Lankmoedigheid kan ook een wees. Het ek die vrede van God in my hart? Het ek die blydskap van die Here in my hart? Ek wil nie met myself 'n guns doen. Ek doen dit altyd. As ek in die verkeer sit en die aankomende verkeer kom verby my, kyk bietjie na die mense wat verby jou ry se gesigte. Dis letterlik of jy kan sien hoe swaar daai persoon dra. Hoe die vyand besig is om sy vrede van hom af weg te ruk. Dan kry jy die volgende ou wat verby jou kom wat lag. Al sit hy alleen in die voertuig. Nou ek is een van daai baie mense dink sy hierdie ou is totaal en al simpel, want hy lag vir homself. Maar weet jy vanmôre dat lag is goeie medisyne vir die Gees. Vriendelikheid, blydskap. Ek wil vir julle sê vanmôre, moenie dat die lewe jou blydskap van jou beroof nie. Moenie dat omstandighede in jou lewe jou blydskap beroof nie. Moenie dat jou finansies jou blydskap beroof nie, kerk. Dit maak nie saak hoe ryk jy is, of hoe arm jy is, of hoeveel jy sukkel, of hoeveel wie jou irriteer nie. Moenie laat die vyand jou blydskap steel. Evalueer jou woorde. Nou hier is iets waarmee ek baie sukkel. En ek is nie skaam om dit te sê. Want ek preek vanmôre vir myself. Daarom sê ek, ons moet eerlik wees vanmôre. Evalueer jou woorde. Let op hoe jy met ander kommunikeer. Want partymal as ons opstaan, kyk, partymal is ons soos 'n hippo, kwaad gebore. En partymal voel 'n mens so. Partymal voel 'n mens net, en dit is wanneer jy moet bid en sê, Here, iets is besig om my vrede en my blydskap te steel. Ek bestraf dit in die naam van die Here. Moenie aangaan met jou dag en morbied en ongeskik rondloop. Nee, dit is nie die vrug van die Gees nie. En as ek nie die vrug van die Gees in my hart het nie, en ek die vrug van die Gees uitlewe nie, beteken dit daar's iets wat my hart onsuiwer maak. Is my taal vol vriendelikheid, bemoediging en genade? Is ek dalk vinnig om te oordeel of te kritiseer? Ja. Nee, dit kan ons goed doen. Praat ek met waarheid en nederigheid? Weet ek meer van die buurman se lewe as van my eie lewe? Spreek ek dalk negatiewe dinge uit oor almal en alles
in my lewe? Breek ek mense af met my woorde, of bou ek eerder iemand op in liefde? Praat ek goed van mense, of praat ek sleg van almal om my? En Matteus 12:34 sê dit baie duidelik vir ons. Hy sê, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat, terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart, praat die mond. Hier kom dit weer. Hoe kan jy vanmôre voor God staan en sê, Here, ek glo, ek het 'n suiwer hart, maar jy beskinder en beswaar almal om jou. Jy het niks goeds te sê nie. Jy het net sleg te praat. Die woord is bitter duidelik, terwyl jy sleg is, sê die Here. Magtig, ons behoort met ons kop en skaamte te sak, as die woord so praat. Hoe gaan jy voel as iemand vir jou sê, jy is 'n slegter? Dis wat die woord vir ons sê, omdat ons nie suiwer hart het, omdat ons eerder iets slegs vir iemand sal sê. Dit gebeur selfs met die mense wat nie naaste aan jou is. Ander geslag noem die Here vir ons. En hy vra, hoe kan jy goeie dinge praat, terwyl jy sleg is? Kyk bietjie na jou dade. Handelinge is 'n vrug van jou hart en geloof. Help ek ander sonder om erkenning te soek. Dien ek opreg in my gesin, my gemeenskap en my kerk. Is ek geduldig, is ek sagmoedig in konflik. Die Bybel sê dat goeie vrug nie net in gevoel of woorde lê nie, maar ook in konkrete dade. En my dade is 'n bewys van die vrug van die Gees. 'n Hart wat nie woord volg nie, sal dikwels vrug van onrus, boosheid en liefdeloosheid vertoon. Daarom is dit belangrik, kerk, ons dade is ontsaglik belangrik. Want dis hoe die wêreld jou gaan erken as 'n kind van God. Maar dan kry jy daai tipiese Christene, en ek het al baie gehoor dat mense sê, as dit is hoe 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie. Deur jou dade, hoe jy optree, wat jy doen, waar jy heen gaan. Kyk na jou dade. Is my dade 'n bewys van die vrug van die Gees? 'n Hart wat nie die woord volg nie, sal dikwels vrug van onrus, boosheid en liefdeloosheid vertoon. Bely en korrigeer dit wat nie reg is. Waar jou hart nie ooreenstem met die woord van God, die bely dit aan die Here. Maak ten alle tye konkrete veranderinge in jou denke, jou woorde, as ook jou dade. Dis baie maklik, want identifiseer dit dadelik, as jy opgetree het op 'n situasie wat jy weer is verkeerd, action dit. Kom tot die Here en sê, Here, ek het gefaal met hierdie. Help my dat ek nie weer sal faal. My gedagtes, dis wat ek dink. My woorde. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kerk van die Here, kan ons sien vanmôre dat dit God se wil is. God se begeerte is om ons harte te reinig. God is daar vanmôre om ons te help, om ons harte te reinig, ons gedagtes te reinig, ons denke, ons dade. Wie van u het een van hierdie baadjies ontvang wat sê, what did Jesus do? Ek dink elkeen van ons het een ontvang. Dra u dit? My. Ek dra myne ook. En weet u, ek wil vir u sê, elke keer wanneer ek na daardie baadjie kyk, dan vra ek myself, wat sou die Here gedoen het in die situasie? Dis iets om ons te herinner aan. Wat sou die Here gedoen het in hierdie situasie? Leef in daaglikse gehoorsaamheid.
'n gereelde toetsing van die hart is nie eenmalig die kerk. Doen dit gereeld. Leef volgens die woord van God in alles wat jy doen. Jou werk, jou gesin, jou verhouding, jou innerlike gedagtes. Dit vorm jou hart tot 'n tempel waar God se teenwoordigheid kan woon. Wil ons nie elkeen hê dat God heeltyd teenwoordig is in ons lewens. Maar al wat ons dit kan doen is, doen dinge wat God behaag. Dit vorm jou hart tot 'n tempel van God se teenwoordigheid. En ek wil afsluit met die volgende. Om jou hart teen die woord van God te toets beteken, jy lees sy woord ook in nederig. En as jy nie hierdie woord verstaan in die kerk, al wat jy doen is, voordat jy die woord oopmaak, dan bid jy tot God. En dan pleit jy by die Heilige Gees om vir jou die openbaring te gee van dit wat jy nou gaan lees. Lees sy woord ook met 'n nederige hart. Vergelyk jou motiewe, woorde en jou dade met die standaarde wat God vir ons hier gegee het. Jy luister na die Gees se getuienis en bid vir leiding van reinig. Jy evalueer jou vrug en karakter. Jy bely jou sonde en korrigeer jou lewe en jy leef elke dag in gehoorsaamheid. Die hart wat so getoets word, groei in reinheid, nederigheid en vrede en word 'n waardige woning vir God se teenwoordigheid. En dit, kerk van die Here, is die pad na 'n suiwer hart wat God sy woord plek moet maak. Kom ons bid saam. Vader, Here, wat 'n wonderlike eer en voorreg is dit om vanmôre net weer opnuut te hoor wat U van ons verwag as kinders van God. En ek glo vanmôre, Here, uit my hart uit, bid ek namens elkeen van ons wat hier sit, wat U regtig waar nie wil teleurstel. Here, ons wil U nie teleurstel. Daarom sal ons strewe met alles wat in ons is, om die eienskappe van 'n suiwer hart, wat getoets kan word in die woord van God, tot U te kan bied, Here. Wat 'n voorreg sal dit nie wees nie, Abba Vader, as U afkyk op ons, en in U hart trotsheid kry oor ons. Trots sal wees oor hoe ons optree in omstandighede waar ons voorheen heeltemal uit lyn uit was. Dankie, Here, vir die voorreg om vanmôre hierdie kragtige woord te kan hoor. En ek bid vanmôre, Here, dat U hierdie woord in elkeen van ons harte sal werk. Dat as ons hier uitstap, dat ons werklik waar, Here, energie sal insit daarin om ons harte te suiwer voor God. Ek bid vanmôre, Vader, dat elkeen van ons wat hier is vanmôre sal erken waar ons nog nie op 'n plek is waar ons behoort te wees. Ek is seker vanmôre, Here, het ons elkeen reeds ons harte vanmôre getoets teen die skrif wat God vir ons gegee het. En ek kan vanmôre reeds erken waarmee ek sukkel, Here. Ek kan dit vanmôre vir U gee. Gee dit vanmôre vir die Here. Gee vanmôre alles wat jy weet. God jou oor vermaan vir die Here. En sê, Vader, ek bid tot U vanmôre, dat die Gees van God in my hart sal inkom, en my hart sal reinig. Here, help vir my dat ek die Gees sal toelaat om my hart skoon te maak, om ontslae te raak, Here, van alles wat my 'n onsuiwer hart gee. Dankie, Jesus, dat ons die voorreg het om 'n trooster soos die Gees te kan hê. Dankie, Here, dat U met ons is elke oomblik van die dag. Dankie, Here, dat ons vanmôre weet dat U sal ons nooit verlaat. Die woord sê dit baie duidelik, U liefde onttrek U nie van ons. Bid vanmôre, Here, as daar iemand is
vir wie u aangesig bedek of verberg, bid ek, Here, dat u sal terugdraai in ons lewens. Dat u weer opnuut na ons sal kyk vanmôre, Here, as kinders van die God wat 'n belydenis gedoen het van ons sondes voor die Here. En 'n kommitment maak teenoor God, dat ons hiervan af vorentoe, Here, alles sal doen in ons vermoë om ons harte te suiwer en te toets teen die woord. Ek bid dat ons elke dag sal ondersoek doen in ons harte, Here. Dat ons gedagtes vernuwe, Here. Dat ons onsself sal vra, wat sou Jesus gedoen het in hierdie situasie? Wat sou Jesus gesê het in hierdie situasie? En as dit is dat Jesus net stil sou bly, dat ek ook stil bly, Here. Dat ons elke oggend as ons opstaan sal sê, Here, plaas 'n wag voor my mond. Veral as ek weet, ek praat vinniger as wat ek dink. Help ons, Here, dat ons meer en meer soos Christus sal wees. Ons kom vanmôre nederig voor u, Here, net soos wat u woord ons leer. En ons gee vanmôre alles, Here, vir u, waarmee ons sukkel. Of dit trots is en of dit hoogmoed is. Of ek selfgesentreerd is. Of ek ongeduldig is. Ek gee dit vanmôre vir u, Here. En ek bid dat ek werklik waar die vrug van die Gees sal uitleef in my dae. Dat ek self 'n verskil sal ervaar in my lewe. Want ons weet vanmôre, Here, soos die woord vir ons sê, dat 'n slegte boom slegte vrugte dra. En 'n goeie boom goeie vrugte. En dat 'n goeie boom ook die slegte vrugte kan dra nie, en 'n slegte boom ook die goeie vrugte kan voortbring. Help ons, Here, dat ons nie genoem word ander geslag, en dat ons sleg is voor God, maar u werklik waar op ons kan afkyk, en kan sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Dat u werklik waar kan afkyk op elkeen van ons, Here, met trots in die hart. Dankie daarvoor, Here. Help ons dat wanneer ons bid, dat ons sal bid tot God, en vir u vra om ons harte te deursoek elke dag, Here. Dat ons bereidwillig is om te luister na die stem van die Gees en te verander wat God vir ons vra om te verander. Dit wat die Gees vir ons uitwys, dat ons sal gehoor gee daarop, Here. Want ons het die begeerte om tot u te nader. Want ons weet, dit is wanneer u tot ons sal nader. Ons wil u by ons hê, Here. Ons wil u langs ons hê, ons wil u om ons hê, ons wil u binne ons hê. Ons wil nie vir een oomblik sonder God beweeg. Ek dank u vanmôre, Here. Ek dank u vanmôre dat u vir baie van ons help vanmôre. Dankie, Heilige Gees, dat u vir ons wys waarmee ons nog steeds worstel. Al is dit iets wat ek lang al gedink het nie meer verkeerd is. Al is dit 'n gewoonte, dank ek u, Here, dat u vanmôre alles uitwys. En dat ons vanmôre opnuut voor God kan staan. Wit gewas deur die bloed van Jesus. Ek eer u vanmôre, Here, en ek dank u vir hierdie woord. Heilige Gees, ek bid dat u die naprediker van hierdie woord sal wees, en dat ons hierdie nie sal vergeet nie, maar dat ons dit sal uitleef, dag vir dag, is my gebed, Jesus naam. Ek eer u